So teken mens 'n dwarsprofiel. Ek is Dr. Christa van Staden en ek hoop dat julle hierna gaan verstaan hoe om 'n dwarsprofiel te teken. Geniet dit. Wanneer ons 'n dwarsnit moet teken, sê hulle vir ons van hierdie punt tot by daardie punt. Reg. Hierdie een vra vir jou van A op hierdie kaart tot C op hierdie kaart. So jy sit jou papier dat jy A het en dat jy C het. En jy merk daar waar jou pylpuntjies is. Dit is waar dit moet wees. Goed. Hier is jou rivier. So jy gaan sommer vir jou so maak en dit is die rivier. Hier is jou landbougrond. Daai is daai. En jy gaan vir jou so maak en dis jou landbougrond. Reg, so jy het daai twee merke. Nou kyk jy vir kontourlyne. Hier loop enetjie. En hier kom hy weer 'n keer. Kyk gou mooi, hier kom hy terug. So hierdie is dieselfde kontourlyn. Dan soek jy jou volgende kontourlyn, hier sy. Jy soek jou volgende kontourlyn. Jou volgende kontourlyn. Jou daai twee, daar is ene. Daar is ene. Hierdie een kan jy mooi lees, dis 520. Dan is hier ene. Hier is ene en hier is ene. Dit is jou hoogtes wat jy moet kry. Nou moet jy uitwerk, wat is daardie hoogtes? As jy mooi kyk, as jy sien hier deur die landbougrond is maar een kontourlyntjie. Reg. Omdat daai twee op dieselfde hoogte is, beteken dit dat hierdie grond redelik gelyk is en daarom kan 'n boer daar boer. Hy gaan tog net hier 'n styl te boer, nie? En dis reg langs 'n rivier, so dis eintlik in die rivier se vlakte. Ek kan nou net nie mooi sien nie, lyk amper of hier ook 'n lyn is, so ons dit nou net mooi meet. En dan is hier 'n rooi lyn. Okay, ons gaan nie die ander riviertjies insit nie. Nou moet ons hierdie hoogtes kry, reg. So nou skuif jy jou papier so 'n bietjie weg en jy vind nou uit wat is daai hoogtes. En daai koppietjie bo, daai puntjie bo op hom is 510. Met ander woorde is 500 lyn en dit is nog hoër op daai tweeetjies. So as dit 480 is, dan is hierdie lyn mos 460. Dan sit 460, 480, 500, 510. So daai lyn wat twee keer deur jou snit gaan, is 460. So kom ons vul dit in. Daar sit kom weer op die snit. En hierdie is jou 460 lyn en daai een is ook 460. Okay, nou wil ons uitwerk. Die volgende lyn, is dit hoër as 460 of nie? En dan soek ons hoogtes op hierdie kaart. En daar is 'n 541, wat beteken, dit word hoër. So, hierdie lyn gaan 480 wees, maybe, so net mooi kyk, en dan maak hy so draaitjie en hy gaan terug, en hy is weer 480, want dit is dieselfde lyn. Hier is 'n dik lyn, met ander woorde, dit is 500, ons weet dit, en daar gaan die 500 lyn, dan gaan om my kruis dit weer en daar het ons weer 500. Hierdie een sê hy is 520 en daai enetjie is dan 520, want dit is dieselfde lyn wat omgaan, reg. Dan kom ons 500 lyn weer 'n keer deur. Dit kan nie 'n ander hoogte wees nie, want toe gaan jy nou 600 daar kry. So maak net seker, hier kom hy af, daar gaan hy op, daar gaan hy terug. Dis 500 en daar is hy weer 'n keer 500. Reg. Met ander woorde, daar's 'n redelike hoogte, 520, 500, 500, 500. Sien julle dit? Selfde lyn.
Goed, dan die 500 lyn is 3 keer deur jou papier. Daar gaan hy, hier kom hy af, daar gaan hy op, daar gaan hy om, daar gaan hy om. Daar kan jy dit sien, 500, soos jou 500 lyn, en daar is jou 600 lyn. Op hierdie papier van jou moet jy 2 goeders insit. 3 goeders. 1, die rivier. En daar sê, julle sit hom op allerlei plekke. Daar is jou rivier. Dan jou landbougrond is tussen daai 2 lyne. Reg, is jou landbougrond. En dan jou reservoir is hier so, die erretjie, daar. Daar is jou reservoir. Goed, dit is die eerste deel. Van wanneer jy 'n dwarsgrafiek teken. Hierdie lyne moet reg wees en jou hoogtes moet reg wees. As jy dit nie reg merk nie, gaan jou dwarsprofiel nie reg wees nie. Kom ek verduidelik vir julle hoekom is dwarsprofiele so verskriklik belangrik. As jy nou mooi opgelet het wat ek doen, is daar niks moeiliks daaraan nie. Al die inligting is op jou papier, op jou kaart. Die tweede ding is, as jy dit reg doen, is dit verseker in jou eksamens goeie punte. Jy gaan goeie punte kry as jy dit reg doen. En soos ek vir julle wys, dis nie moeilik nie. Goed, dan moet ons by die tweede stap kom en dit is om hom nou op papier te sit. Goed. Alhoewel die kontoerlyne 20 meter uit mekaar uit is, het julle opdrag gesê, julle grafiek moet wys, of julle dwarsnit moet wys, 10 meter uit mekaar uit. Reg. Jy gaan nou jou papier vat, reg. Jy sit jou papier so neer, reg, laat A daar is. Goed. Het jy enige iets op die 440 lyn? Nie heeltemal nie, daar is nie 'n 440 lyn nie, maar jy weet jou rivier is daar. Reg. Het jy enigiets op die 460 lyn? Vat hom op tot op jou 460 lyn en merk die kolletjies. Ek weet julle is geleer om dit anders te doen. Hierdie is, glo my, die maklikste manier. Daar is die een kolletjie vir 460 en dan is die ander kolletjie vir 460. Goed, is daar enigiets op die 480 lyn? Ek het julle gesê, hy is 3 keer daar, né? So, of ons het dit mos daar gesien. 1, 2, maar is net 2 keer. Is daar enigiets op die 500 lyn? Onthou, A moet altyd daar aan die kant wees. Op jou 500 lyn is 1, 2, 3, 4. Nou, so. Op die 500 lyn is daai enetjie. En daai enetjie. En daai enetjie. En daai enetjie. En daai enetjie. Goed, waar is jou reservoir? Ek gaan my rooi merk. Daar is hy. En waar is C? Hier is C. Het julle dit? So kom ons vat so net af. En dan sit C daar. Op sy plek. En dan sit A daar. Op sy plek. Reg. Dan jou landbougrond meet, ek gaan dit met hierdie ene maak, jou landbougrond is daar. Die lyn is 'n bietjie kleiner, sien julle dit? So, daar is jou landbougrond. En kan jy sien, dis 'n redelik gelyk waar die landbougrond is. Die rivier kan eintlik so klein bietjie hoër kom.
So long kan net aan die 64 lyn raak nie. En daar is hoe jou diagram eintlik gaan lyk. Goed, ek het nie die 520 ingesit nie, laat ek dit net gaan doen. Ek gedink hier rekord ietsiekie. Ek het net die 520 lyn ook insit. Daar is die 1,520. En dan is die ander 520. So dis basies hoe jou koppie gaan lyk. Reg? Jy het hier onder die rivier, jy het hier so die landbougrond, en jy het daar so die reservoir, en daar eindig see. Reg? En dan verbind jy hierdie lyne. Jou rivier gaan maar so klein bietjie af wees, dan vat jy hom op soontoe, klein bietjie so, vat hom op boontoe. Ek kan klein bietjie opgaan of af, maar vat hom bietjie so, en dan vat jy hom daar, en jy vat hom soontoe, en dan bo op die koppie gaan hy mos nou nie net 'n reguit lyn wees nie, so klein bietjie so, laat dit soos 'n landvorm lyk. Klein bietjie af, gelyk, en daar is die reservoir. Reg. En dan kan jy see se punt, hoef jy nou nie in te sit nie, maar om dit vir julle makliker te maak, gaan ek net 'n lyn insit, dat julle verstaan. Okay, see. Ek hoop die lyn is mooi reguit. Ja, hy is so 'n soort van reguit. Reg, so al hierdie lyne kan nou maar korter wees. En dit staan hoe jou grafiek gaan lyk, en jy trek hom net, jou lyn dan net, bietjie op of bietjie af, as jy so kyk, lyk dit of dit afdraande kom weer, of net tot teen die see-lyn, die einde van die lyn. En dit is hoe jou dwarsgrafiek, of dwarsprofiel lyk. Goed, ek dink ek nou vir julle redelik genoeg riglyne gegee, kom ons kyk wat maak julle daarmee. Ek sien dan uit om julle grafieke te sien. Maak ook sommer net seker, ek het nou baie vinnig hierso op, dit is moeilik om op hierdie skerm te kyk, maak maar seker van al die hoogtes, of ek elke hoogte reg het, maak seker die 500 lyn gaan wel 3 keer daardeur, maak seker die 520 lyn gaan 2 keer deur jou papier, en maak seker, die 480 lyn gaan ook 2 keer deur. Onthou, tussen 2 kolletjies op dieselfde lyn, is dit basies gelyk, maar jy teken dit nie soos 'n tafelblad nie. Bietjie op, bietjie af, soos 'n bergie, bietjie op, bietjie af, en dan daarbo ook. Bietjie, omdat dit bo is, sal dit waarskynlik bietjie opgaan, dan bring jy hom af, en dan kom jy na die einde van jou papier toe.